Ja, Jesus, watter naam is daar hoër as U naam, my God? Die woord sê vir ons, Here, as ons nou ook gesing het, Vader, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, Here Jesus, dat U God is. En ons verklaar vanoggend, Here Jesus, ons verklaar U naam vanoggend, Here, oor Nuwe Lewe Familiekerk, oor elke persoon hier teenwoordig, Here. Ons verklaar U naam, Here, in elke omstandigheid vanoggend, Here. Here, daar waar dit voel, my God, dat die damwal wil breek, of daar waar die damwal reeds gebreek het en jy weet nie wat ek kan toe nie. Ek bid vanoggend, Here, dat U sal kom intree, instap, Here, in daai omstandigheid in, Vader. Dat U sal kom verligting bring, Here, dat U sal kom verlossing bring, Here, dat U sal kom 'n deurbraak gee, Vader, in die naam, bo elke naam, Here, die naam by wie elke knie sal buig, Here, in die hemel, op die aarde en onder die aarde, Here, en sal verklaar, dat Jesus, dat U die Seun van God is. Dankie, Vader, vir U woord. Dankie dat U woord, my God, lewend is, en dat dit kragtig is, Here, en dat dit skerper is as 'n tweesnydende swaard, my God. En dit bring skeiding, Here, tussen siel en gees, en tussen gewrig en murg, Here. En dit ontbloot die bedoelings en die gedagtes van ons harte. U woord sal nie leeg terugkom nie, Vader. Ek bid, Here, vanoggend dat U woord nie leeg sal terugkeer na U toe nie, Vader, maar dit sal doen, Here, dit waarvoor U dit gestuur het, Vader, en tot stand bring, my God, dit waarvoor U dit bestem het. Ek bid, Here, dat elkeen se gedagtes vanoggend, Here, gevange geneem sal word tot gehoorsaamheid aan Christus. Dat die vyand nie sal kom, Here, om ons gedagtes af te lei nie. Dat die vyand nie sal kom, Here, om 'n distraction hier en distraction daar, Here, voor ons te kom neersit nie, Here, maar dat ons gefokus sal wees, Vader, op die krag van die woord, Here, soos dit opgeteken staan in U woord, in die skrif, Vader. Dankie, Here, dat ons vanoggend se woordbediening aan U kan opdra, Here. Sonder U, my God, is ons niks. Sonder U, my God, is ek niks, Here. Ek staan vanoggend hier, Vader, totaal afhanklik, Here, van U, my God. Ek bid, Heilige Gees, dat U my sal lei. Ek bid, Heilige Gees, dat ek net 'n geleiby sal wees vir dit wat op U hart is vanoggend. Dit wat ek voorberei het, Vader, wat dit ook al mag wees, bring ek voor U vanoggend, Here. En as dit moet verander, dan verander dit, Here. En ek eer U daarvoor, Vader. Dankie vir wie U is, Here. Dankie dat ons op U kan vertrou en kan weet dat U is goed en U is getrou, Here. U is ons Vader in die hemel. En U luister, Here, wanneer U kinders vra. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. In Jesus naam. Ek wil gou in verband met gebed. Ek weet nie, party weet dit miskien, party nie. Maar ons weet dat die Here vir daar's 'n gawe om in tale te praat. En is nie noodwendig hardop nie, nê? Maar daai tale wat die Here vir jou kom gee het, een is om in soos 'n samekoms van gelowiges, gee die Here miskien vir iemand 'n tale om te praat, en dan sal daar iemand wees om dit uit te lê, nê? Daar sal iemand wees om dit uit te lê. Ander tale wat ons het ook, is dit wat jy jouself innerlik versterk. Veral wanneer dit kom by, jy is gekonfronteer met 'n klomp dinge wat op jou bord neergesit is. En jy het nie die antwoorde nie. En is die vyand wat jou die kant kastei, en die kant is 'n paar nog goedjies wat jou lam maak. En hoe bypass jy dit? Hoe oorbrug jy dit? Hoe versterk jy jouself geestelik? Is om in tale te bid. Jy gaan en jy bid in tale vir jouself. Jy versterk jou innerlike self, jou geesmens versterk jy in daai situasie. En dit bypass die oor van die vyand. Jy connect direk aan God. En ek wil vanoggend ek het maar net ervaar terwyl ons al gehoorship het. Miskien is daar iemand wat, miskien vandag,
deur 'n bitter moeilike situasie gaan. En ek weet daar is, né? Maar jy weet nog nie, jy het nog nie daai koneksie nie, né? Jy het nog nie daai direkte telefoonlyn, kan jy maar sê, né? Direkte WhatsApp daar na God se selfoon toe nie. Kom ek gaan so 5 minute gee. As jy nie in tale kan bid nie, dis nie 'n sonde nie, dis nie verkeerd nie. Vra dan vir die Here om vir jou 'n taal te gee sodat jy jouself innerlik kan versterk. Ek kan vir julle een geheim vertel. As ek nie tydens die worship of voor die worship in tale bid en myself innerlik versterk nie, dan kan ek nie hier kom staan nie. Ek kan nie. Ek dink baie van julle weet ek het maar baie stil aan een kant groot geword. Ek kon nie voor mense praat nie. En dis 'n manier wat God maar vir my kom versterk het, vir boldness, om die woord te verkondig, om die evangelie te verkondig, al daai dinge. God kom rig jou op in 'n sekere rigting, omdat jy innerlik versterk word deur die krag van die Heilige Gees. Dis nie my eie krag wat ek hier staan vanoggend nie. Dis net in die krag van die Heilige Gees wat ek hier kan staan vanoggend en die woord, want ek weet wat is die verantwoordelikheid wat op elke prediker rus wat hier voorkom staan. En glo my as ek vir julle sê, dit word nie ligtelik opgeneem nie. As jy weet dat jy dubbelmaat geoordeel gaan word, omdat daar soveel waarheid is wat jy aan mense moet oordra, sodat hulle tot bekering kan kom, sodat hulle die evangelie kan ervaar, sodat hulle lewens kan verbeter en verander. Dit is die verantwoordelikheid wat ons as predikers het, en Pierre het dit ook al genoem hiervoor. Maar daar is 'n groot verantwoordelikheid op jou wat hier voorkom staan. Oor jou geestestoestand. Wat is jou geestestoestand as jy hier kom staan? En beteken dit as jy deur moeilike goed gaan, jy kan nie kom staan nie? Nee, nie noodwendig nie. Maar partymal het jy nie die krag fisies om hier te kom staan nie, en jy kan net afhanklik wees van die Here om hier te kom staan. So, ek wil so 5 minute gee, as jy vanoggend hierso sit, en jy het die gawe van 'n taal ontvang, dan wil ek vra dat jy tot die Here bid en vra vir 'n deurbraak. Want die Here weet presies, ek meen ons hoef dit net te dink, en dit word op God, in die troonkamer voor God se voete word dit neergesit. So dit bypass al hierdie hindernisse, wat die vyand voor ons wil bring. Dit bypass daai bid in tale. So ek gaan so 5 minute gee en dan raak ons net stil. En dan as jy dit op jou hart het, bid vir die wat deur moeilike omstandighede gaan. Bid vir die wat sukkel en struikel en hulle weet nie hoe en waar om al die toutjies, by mekaar te hou nie. Vader, dankie Here dat U elke hartsversigtiging, my God, wat voor U gebring is vanoggend, Here, dat U dit gehoor het. Dankie dat U reeds besig is, my God, om dit uit te sorteer. Dat U reeds besig is, Here, om oorwinning te bring, Here, waar oorwinning nodig is, Here, om deurbrake te bring waar deurbrake nodig is, Here. Om verlossing te bring, Here, daar waar verlossing nodig is, Here. Dankie Vader dat U vir ons hierdie unieke gawe gegee het, Here, om met U te kan kommunikeer, my God. En ek bid vanoggend, Here, dat U Nuwe Lewe Familiekerk, Abba Vader, elke lidmaat hier teenwoordig, Here, en die wat nie hier is vanoggend nie, Here, dat U hulle sal kom toerus, my God, met boldness. Boldness, Here, om op te kan staan, en sonder om te huiwer of te twyfel of te aarzel, Here, sonder om bang te wees oor wat ander mense sal dink, Here, op te staan en U naam te verheerlik en te verkondig, Here, in die naam van Jesus. Here, ek kom staan teen hierdie aanslag
van die vyand, Here, op u kinders, my God. Here, waar hulle skroom of terugtrek, Vader, wanneer dit kom by gebed, Here. Here, dis 'n manier wat u vir ons kom gee het, Here. Jesus was vir ons die voorbeeld van wat dit is om met u te kan kommunikeer en te gesels, Here. Hy het vir ons die perfekte gebed kom gee, Here. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En ek bid vanoggend, Here, dat ons nie sal toelaat, Here, dat die vyand ons sal stil maak, Here, om nie u naam te heilig nie, Here. Dat hy aan mekaar, Here, ons sal laat terugsit in ons stoel, omdat ons te bang of te skaam is, Here. Ek kom sny dit vanoggend af, Here, in die naam van Jesus. Ek kom bid vanoggend, Here, laat ons, Vader, as gemeente, die boldness hê, Here, wat skrik vir niks, Vader. Wat skrik vir geen aanslag van die vyand nie, Here. Al gaan dit rof, Here, al gaan dit woes hier om ons. Here, dat ons nog steeds sal opstaan en verklaar dat Jesus sit op die troon, dat Jesus is God, dat Jesus is die Seun van God. En dat die vyand, Here, ons nie langer stil maak nie. Here, ek kom verwyder elke mondstuk, Here, wat om kinders van God se mond geplaas is, Here. Elke hindernis, Vader. Kom maak los die tonge, Here, in Jesus naam. Dat ons nie langer sal twyfel of aarsel, Here, wanneer dit kom om u naam groot te maak nie, Here. Net soos ons kan worship, Here, net so moet ons hiervoor kan staan en kan bid, Here, en u naam verheerlik. Dieselfde, Here, sonder om skaam te wees daaroor, Here, want u het ons kom toerus daarmee, Here, met die krag van die Heilige Gees, my God. En ek bid vanoggend, Here, dat die krag van die Heilige Gees in elkeen sal neerdal, soos ons hier sit vandag, Vader. Soos ons hier staan, Here, vanoggend, bid ek, Here, dat die krag van die Heilige Gees in elkeen sal neerdal, Vader. En ons sal kom bemoedig en bekragtig, Here, in die naam van Jesus. Want sonder u, Vader, is ons niks. Sonder u Heilige Gees krag, Here, is ons in staat tot niks. En die vyand, Vader, wil dit van ons weerhou, Here, in die naam van Jesus. En ek verklaar, Here, dat u is die naam bo elke naam, Here. Die naam by wie elke knie, Here, en dit sluit stil swye in, Here. Elke knie sal buig. Elke knie van stil swye, Here, om u naam te verheerlik, sal die knie buig vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. Jammer julle, dit was totally unscripted. Vanoggend se tema, om liefde deur te luister. Klink 'n bietjie weird. Klink 'n bietjie of dit nie altyd moontlik kan wees nie. Maar as ek julle so die vraag kan vra, kan maar dink of jy kan hardop sê, as jy die antwoord het, sal dit gaaf wees. Wat is die hoogste vorm van respek wat jy miskien teenoor iemand kan bewys? Wat is die hoogste vorm van respek? Volgende vraag, wat is die hoogste vorm van sorg? Nee? Wat is die hoogste vorm van sorg wat jy aan iemand kan bewys? Sê maar jy het wysheid, nee? Goddelike wysheid. Praat nie van menslike wysheid nie. As jy goddelike wysheid het aan die een kant en jy het empatie aan die ander kant, daar moet tussen daai twee, tussen wysheid en empatie, moet daar 'n skakel wees. Daar moet iets wees wat die twee bymekaar kan bring. En ons kan maklik, wanneer ons in iemand se geselskap kom, dan kan ons maklik met wysheid vir hom miskien 'n skriffie gee, né? Ons deel is graag 'n skriffie. Of jy kan maklik met empatie luister na iemand se storie en dit daar los en jy gaan aan. Maar wat bring daai twee
by mekaar. En as een woordjie wat daai twee by mekaar bring, en jy kan dit nie doen sonder liefde nie. Sonder goddelike liefde, né? Sonder om in Christus liefde daai twee by mekaar te wees. So jy kan maklik, wanneer jy iemand bedien of na iemand luister, kan jy met wysheid, kan jy 'n antwoord gee, né? Of jy kan met wysheid, kan jy in daai persoon se situasie instap. Maar as jy dit sonder liefde doen, dan beteken dit nie veel nie. Selfs met empatie. Partymal lyk dit asof iemand empatie het met jou situasie, maar eintlik wil hulle net hê, maak net klaar, ek wil my koffie gaan drink, né? Tipe van ding. En ek sê nie dis hierdie geval nie, maar mens kry sulke gevalle. So as jy nie met empatie in iemand se situasie intree met liefde nie, dan beteken dit ook nie veel nie. OK. So net so is die teenoorgestelde ook waar. Jy kan met wysheid kan jy ook gekoppel aan liefde, kan jy in iemand se situasie intree. En net so met empatie. Jy kan ook, as dit gekoppel is aan liefde, dan kan jy daai twee kan saam, kan vir iemand 'n deurbraak bring. So daai skakeltjie wat daar kort tussen liefde of tussen wysheid en empatie, daai skakel is niks anders as liefde nie. En wat is die vonk om daai twee bymekaar te sit? Dan moet iets wees wat dit kan aktiveer. En dis gewoonlik wanneer ons luister, né? Wanneer ons luister wat daardie persoon vir ons sê. Wie weet dat daar 'n verskil is tussen om te hoor en om te luister? Ons hoor die waier, né? Daar agter gaan hy. Maar ons gee nie eintlik aandag daaraan nie, want ons weet dit moet so wees. Ons hoor een van die fabrieke se alarms gaan af. Maar ek gaan my nie steur daaraan nie, want dis nie my fabriek nie, nê? Nie dat dit is nie, maar of ek hoor 'n huisalarm, of ek hoor die polisie sirene, of wat ook al wat hier verbygaan. Die daaglikse hassel en bassel gaan verby. Jy hoor dit met jou oor, maar dis nie dat jou gedagtes soontoe gaan nie. Dis nie dat jy fokus op dit wat jy hoor daar nie. En wanneer luister mens? Ek sal nie so hoop nie. Jy kan nie alles doen wat jy hoor nie. Maar dit is wanneer jy luister, is wanneer jy daadwerklike jou aandag fokus op daai spesifieke punt of item. So as iemand iets sê en jy fokus jou gedagtes op dit wat hy sê, asof dit om jou eie te maak, dan luister jy met intensie. Met ander woorde, jy luister na wat wil daardie persoon vir my sê, in plaas van om net te hoor, daar gaan die karre verby, né? Soos op die highway, daar gaan die karre verby. Daar gaan hulle verby. Jy weet nie hoeveel dit is nie, jy weet nie wat se kar dit is nie, want dit maak nie saak nie. Maar sodra jy begin luister met intensie na iets, of na die boodskap, of na 'n worship liedjie, en jy luister met intensie, dan begin jy agterkom, maar daar kom 'n verskil. So die ene se, soos om te hoor, is outomaties. So jy hoef nie nou te fokus op die waier nie, want jy weet hy gaan net aan, né? Dit pla jou later nie. En is passief, met ander woorde, jy gaan nie iets daaromtrent doen nie, want dit pla nie. So om te hoor, dis wanneer klankgolwe jou ore bereik, maar dit vereis geen moeite van jou kant af om enigiets daaraan te verander nie. En om te luister, dit is opsetlik
en aktief. So dit behels om op klanke te fokus en dit te verstaan. So partymal wanneer ons met iemand gesels, partymal hoor jy wat daai persoon sê, en jy draai om en jy vergeet die hele gesprek. So jy het gehoor wat hy gesê het, maar jy het nie eintlik geluister wat daai persoon gesê het nie. En ek dink almal van ons is skuldig aan. Ek dink nie daar is iemand wat nie kan sê hy is nie skuldig aan nie, né? Me en Kluis. Almal van ons is skuldig aan dit. So as jy opsetlik en aktief luister na iemand, dit is wanneer jy aandag vereis, en jy interpreteer dit en jy begin luister met empatie. Veral as iemand deur 'n moeilike situasie gaan. As iemand deur 'n worsteling gaan en jy kan met daai persoon connect, né? Jy kan hom met hom vereenselwig. Jy begin in daai persoon se skoene in te stap. En jy ervaar selfs die emosies. Die Here het baie mense gebless om ander se emosies te ervaar wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer hulle hartseer is, wanneer hulle deur 'n worsteling gaan. Die Here het mense gebless met gawes wat dit partymal net so optel. So, maar vir ander van ons moet ons 'n daadwerklike poging aanwend, dat wanneer ons met iemand gesels, dan moet ons luister om te verstaan met empatie. So jy moet luister om te kan verstaan waardeur gaan daai persoon, en dan die hart hê om medelee te hê met daardie persoon se omstandighede. So ons betoon liefde aan iemand deur te luister. So jy kan liefde aan iemand betoon deur te luister. En daar's 'n paar skriffies wat vir ons leiding gee in die skrif. Ek gaan eers nou opsit Gerard, Jakobus 1 vers 19. En dis veral as jy aandagtig luister, né? Wanneer jy aandagtig luister na iemand se situasie, dit ontsluit Christelike liefde. Wanneer jy intens na iemand se storie hoor en jy luister en jy ervaar dit wat hy ervaar en jy beleef selfs die emosies wat hy of sy beleef, dit is wanneer Christelike liefde inskop. So Jakobus 1 vers 19 sê die volgende: My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. Wie praat te gou? Hier is 'n paar, nê. Jy maak sommer die sin klaar. Nee, kan nie wag vir die punt nie. Ons maak hom sommer klaar namens die persoon. Almal is al daar, nee, dan dink jy, kan die ou net nie op die punt kom nie, dan sit jy sommer die punt daar, nee. Jy sit hom sommer in klop. So die Bybel sê vir ons, liewe broers, hou dit in gedagte. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. Spreuke 18 vers 13, Afrikaans 83, sê die volgende: Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande. Ek gaan sommer die boodskap ene ook lees. Dit sê vir my eintlik bietjie beter. Iemand wat antwoord voordat hy luister, praat die grootste onsin. Niemand wil hom meer enige raad vra nie. Niemand wil hom enige raad vra nie. Ek weet nie of julle al gesien het, daar was op 'n stadium, ek dink dit was wat vasvra of met wat is dit, Edwil van Aarde, ek weet nie wie so oud was nie, né? Of wie so oud is nie. Want hulle moes al die vrae wat hulle vra, partymal het hy nog nie die vraag klaar gevra nie, dan druk al die buzzertjie, né? Dan weet hy nie wat die antwoord is nie, want hy weet nie wat die vraag is nie.
So dan antwoord hy iets wat glad nie die vraag antwoord nie. En partymal is ons so, wanneer ons in iemand se teenwoordigheid kom, né, wanneer ons met iemand gesels. Jy wil 'n klaar antwoord gee, maar jy weet nie eens wat die persoon vir jou wou gevra het nie. So dis maar wat daai skrifgie vir ons kom sê. In Spreuke 20 vers 5, ook in die boodskap. Wat mense dink is 'n geslote boek. Niemand weet wat in hulle koppe aangaan nie. Net iemand met 'n fyn aanvoeling vir mense verstaan iets daarvan. Baie maal as jy met iemand, as jy iemand ontmoet of jy kom in iemand se geselskap, is ek reg as ek sê daai eerste woorde wat daai persoon uiter is nie altyd hoe dit gaan nie. Met hom nie. Want ek kan by jou kom en vra, hoe gaan dit? Dan sê jy vir my, dit gaan goed. Daar is die eerste sinnetjie, maar dit gaan nie goed nie. Want jou lewe is besig om uit mekaar uit te val. So, wat die skrifgie daarop sê, is net, baie maal die eerste woorde wat iemand uiter, wanneer jy met hom connect, nee, wanneer jy met hom kommunikeer, of praat, of gesels, dit is nie noodwendig, dit wat hulle bedoel, hoe dit gaan in hulle lewens nie. Maar eers as jy 'n tydjie spandeer in daai persoon se geselskap, eers hoe jy begin luister na hom of haar se storie, dan kom hierdie delfgedeelte, né? Dan begin jy dieper te delf en jy hoor maar, dit gaan nie so lekker by die werk nie. Weet, die werk of die maatskappy sukkel en hulle mense afgelê en ek is miskien volgende, al daai tipe van ding, begin jy agterkom wat is eintlik al die onderliggende goedjies. En is net deur te luister na iemand se situasie in liefde wat jy daai waarhede die een na die ander, né, gaan uittrek en dan gaan God se lig daarop skyn. So deur geduldig te luister, besef jy dat elke persoon met wie jy in gesprek is, wat hier voor jou staan, is uniek en kompleks. So niemand van ons is dieselfde nie, niemand se omstandighede is dieselfde nie, niemand se lewensstandaarde is dieselfde nie, elkeen is uniek voor God, né? En net so moet ons bewus wees dat wanneer ons met iemand in gesprek kom of met hom of haar gesels, dan moet jy op 'n punt kom wat jy dit kan besef. Dat daai persoon is uniek in hierdie opsig en daai persoon is uniek in hierdie opsig en hierdie ene in hierdie opsig. En op daai manier konnekteer jy, maar baie maal kan ons nie wag tot daai gedeelte aan die lig gekom het nie. En ons wil dan sommer 'n quick fix, né? Ons wil sommer 'n quick fix gee. So die ou is nog besig om sy storie te vertel en sê vir hom, man, moenie worry nie, alles sal ten goeie meewerk vir die wat God liefhet en volgens sy wil, né, geroep is. Dan het jy nog nie eens die storie nie. En dit kan vir daai persoon wees amper soos 'n oordeel wat jy oor hom gevel het. Al is dit 'n waarheid, né? Al is dit 'n wyse woord wat jy gekry het om vir daai persoon te gee, dis nie gedoen met liefde nie. Jy het nie die moeite gedoen om te luister na hom of haar se hele storie. En op die punt kon jy 'n wyse besluit gemaak het om te sê, o nee, ek sien nou daai teksgedeelte wat ek daar vir jou wou gegee het, sou nie van pas gewees het nie. Eerder hierdie of eerder daardie. So partymal kan ons nie wag om 'n quick fix vir iemand te gee nie. En baie maal is dit asof jy eintlik jou eie stempeltjie wil afdruk, né? En is amper 'n mate van intellektuele hoogmoed as jy ewe skielik, jy wil sommer net hier 'n woordjie gee en daar 'n woordjie, jessie, maar daai ou ken sy Bybel, hoor. Hy ken sy skrif. En as dit nou een ding is wat die Here my nie meer gebless het nie. Ek weet wat die skrif beteken, né? Wat die konteks van die skrif is, maar moenie vir my vra om vir jou te sê Spreuke 13 vers 15 nie. I cannot do it. Nee, ek kan nie.
As hier en daar is daar paartjies. Maar die ander, as jy my die skrif, as ek het begin lees, dan weet ek dadelik, dit is wat dit beteken. So dit het die Here my mee gebless. Maar om vir my te sê, waar staan daai? En dan moet ek nou eers gaan dink, is dit nou Johannes 3 of 4 of 5 of 6? So, I don't know. Dit is maar net so. Maar party het die Here daai gawe gegee. Gaan lees Spreuke 13 vers 24 man. Dit staan daar. So, as jy so gebless is, by al mens prys die Here, maar op hierdie stadium is ek nog nie so gebless nie. Dit nog nie ontvang nie. Wanneer ons met medelee aan iemand betoon, deur teenwoordig te wees. Ons kan medelee teenoor iemand betoon en afwesig wees. Apaties eintlik maar staan, hè? Maar wanneer is jy teenwoordig wanneer jy medelee teenoor iemand betoon? Dis as daai persoon hier voor jou staan, soos ek net maar gesê het, en jy ervaar sy hartseer, hom of haar se hartseer. Jy luister na hoe dit hom of haar impakteer. Jy luister na hoe hy of sy voel op hierdie oomblik oor die verlies wat hy gehad het. So jy kan in daai situasie, in jou medelee, kan jy nog steeds teenwoordig wees in daai persoon se omstandighede deur te luister. En liefde vereis dat ons saam moet wees, né? Dis die tema vir die jaar, saam is beter. En liefde vereis dat ons saam, soos ons vanoggend saam vir mekaar ingetree het, né? Saam met ons as gemeente vir gebid vir die wat siek is, vir die boere, vir huwelike, vir omstandighede. Saam met ons het ons in eenheid gestaan. So dit is net deur goddelike liefde wat jy saam kan staan. En deur in liefde te luister, help ons ook om mekaar se laste te dra. So as jy vanoggend hier ingekom het met 'n swaar las, weet verseker dat daar 'n string mense vanoggend saam met jou daai las dra. Jy's nie alleen nie, né? Jy's nie alleen in jou omstandigheid nie. Maak nie saak wat dit is nie. Dit wat jy voor die Here gebring het, wat jy gevoel het jy dra alleen. Dit voel of jou kniekies net wil knak. Jy kan nie meer regop staan nie. Weet net, ons almal dra saam aan daai las. Wat Romeine 12 vers 15 vir ons sê, in die 83 vertaling, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. En om dit effektief te doen, moet jy kan luister om die ander persoon se hartstoestand te kan verstaan. So jy moenie net hoor, nee, ek het nou gehoor, ons het 'n gebid vir die siekes. Okay, kom ons gaan huis toe. Nee, dit het net hier gestop. Maar as jy vanoggend geluister het, daar is mense wat siek is, en dit ter harte geneem het dat jy vir hulle intree in gebed voor die Here, dit is wanneer daar 'n verskil kom. Selfs Job, né? Job 2 vers 13. En dink gou 'n bietjie of jy dit al ooit gedoen het. Ek weet daai tyd was dit nou ander sake, né? Ander omstandighede. En toe Job nou geslaan is met al die sere, 7 dae en 7 nagte lank het hulle, dis nou Job se vriende, né? Het hulle op die grond by hom gesit sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Partymal is dit om in daai stille teenwoordigheid net 'n oor te wees vir iemand om te luister. Jy moenie 'n woord sê nie. So 7 dae en 7 nagte het
Job se vriende nie 'n woord gesê nie. Hulle het nie met hom gepraat nie. Maar hulle het verstaan dat hy deur smart gaan, hè? Dat hy deur moeilike tyd gaan. Galasiërs 6 vers 2, soos ek net maar gesê het, dra mekaar se laste, gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Ons weet Jesus was die perfekte model vir ons gewees van wat dit is om weer daai verbintenis te bring, né? Tussen wysheid en empatie en ja, Jesus was vir ons hy was vir ons in die Engelse woord die reconciliation met God. So Jesus het gesien, of Vader het gesien, wat gaan hier aan op aarde, en Jesus was vir ons daai brug, soos ons vroeër gesê het, die brug tussen wysheid en empatie. Jesus was vir ons gewees, daai brug tussen mensdom en die Vader. So, wanneer dit kom by medelee, wanneer dit kom by teenwoordig wees, wanneer dit kom by nederigheid, Jesus was die toonbeeld van nederigheid. So wanneer ons kies om 'n ander persoon se stem bo ons eie te hoor, dit is nederigheid. Wanneer jy iemand is wat baie vinnig op die trigger is en jy's lief vir jouself, lief vir jou, jammer, nie so nie, jammer, lief vir jou eie stem. Party mense is lief vir hulle eie stem, Hulle wil hulle eie stem hoor, jy kry hulle nie, my pa het altyd gesê, daai ou het verbal diarree, En dis maar wat dit is, iemand wat net nie kan ophou praat nie. Dit is net non-stop, maak nie saak, elke minuut van die dag moet sy mond net beweeg. As jy op 'n punt in jou lewe kom, waar jy iemand anders se stem bo jou eie kan hoor en kan hou, waar jy letterlik niks of die minimum sê, dit is ook 'n deel van goddelike karakter. Dit is deel om Jesus se liefde so uit te deel. Gert, jy kan opsit daar Filippense 2 vers 3 tot 4. Vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Is ek reg as ek sê dat die wêreld waarin ons leef vandag is baie selfsugtig? Is ek reg? Nee. Dit is me, myself and I. Dit wat ek uit die lewe kan kry, al moet ek 'n ander ou nyl daarvoor, solank ek dit net kry. Maak nie saak hoe ek daarby uitkom nie, al vertrap ek iemand se beroep, al vertrap ek sy huwelik, al vertrap ek wat ook al, solank ek net bo uitkom. En dis ongelukkige siekte van ons tyd op die oomblik, is me, myself and I. Dit gaan net oor my en my eie belange. Maar die Bybel sê vir ons, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. In Spreuke 12 vers 15 in die boodskap, vir 'n dwaas is net sy eie pad die regte een. Iemand wat wys is, luister na ander se raad. En dan gaan ek afsluit met die laaste enetjie. Daar is 'n gevaar, en ek dink ons almal weet van dit, om die regte antwoord op die verkeerde tyd te gee. En veral wanneer dit kom by kinders van die Here, veral wanneer dit kom by die evangelie. Wysheid leer vir ons
dat tydsberekening alles is. So as jy in goddelike wysheid opereer, né? Jy vertrou die Here dat hy jou sal lei in hierdie gesprek. En dat die timing van dit wat jy wil sê so spot on sal wees, laat dit vir daai ou 'n deurbraak sal bring. Of dat dit vir daai ou 'n verlossing sal bring. Of wat dit vir daai ou genesing sal bring. Dis net God wat daai tydsberekening so perfek kan doen. Selfs met as jy in afwagting is vir iets wat jy die Here al lank vertrou. Iemand het al miskien jare terug al iets oor jou lewe geprofeteer, maar dit het nog nie tot vervulling gekom nie. En op 'n dag, dan kyk jy, dan sien jy maar, wow, né? Dit het gebeur, dit het plaasgevind, daai profesie het waar geword. Soos, ek dink ek het dit al vertel van, waar is ons nou? 16 jaar terug, het daar iemand oor my en Jolanda geprofeteer. Hulle sien vir my en haar 2 tentjies, en om ons klein tentjies. Hoppe, man, klomp klein tentjies. 16 jaar later, dis presies waar ek en sy op die oomblik is. Ons 2 werk saam by dieselfde plek, die 2 tente, en die klein tentjies om ons is die kinders wat om ons is. En dit was 16 jaar terug. En die Here het eers vir haar 'n posisie gegee, en bonatuurlik vir my 'n posisie gegee by dieselfde plek. En dis hoe God die 2 uiterstes bymekaar gebring het. Partymal verwag 'n mens dat dit moet sommer net so gebeur. Iemand profeteer nou oor jou lewe, môre oormôre moet dit begin, papi, né? Môre oormôre moet dit al vloei. Maar dit werk nie so nie. So ons weet dat God se tydsberekening is perfek. Al is dit 16 jaar later, nê. Sy tydsberekening is perfek en dit was perfek. Want ek het aansoek gedoen 'n jaar voor dit en hulle het nie eens gekyk na my CV nie, nê? Hulle het iemand anders aangestel. En op die laaste punt wat ons regtig waar nie meer langer kon nie, toe kom die deurbraak en die Here voorsien die werk. So ek gee die Here al die eer vir dit. So niks is onmoontlik by hom nie. Maar wanneer dit kom by tydsberekening, sê Spreuke 25 vers 11 vir ons van die boodskap, so is die allermooiste musiek, so is 'n woord wat op die regte tyd gesê word. So jy moet luister of die gehoor ingetune is. Gaan hulle hierdie allermooiste musiek, gaan hulle dit hoor? Gaan hulle dit waardeer? Nee, so as jou tydsberekening uit is, dan gaan ek, soos ek vroeër gesê het, dan gaan daai persoon miskien dink, Jessie, die ou het nou hierdie woord vir my gegee, maar flip het, ek kan nie dink waar dit inpas in my situasie nie, glad nie. Maar as jy op God gewag het vir die regte tydsberekening, dan sal jy verstaan, as iemand daai woord in jou lewe inspreek, dan sal dit gebeur. En miskien maak die ou nog 'n fout. Ek gaan nou nie op iemand pik nie, né? Maar ons was dink nog in die vorige gebou. En iemand sit 'n briefie, né, met 'n skriffie in my Bybel. Wat ek nie gesien het nie. Ek het nie geweet wie dit was nie. Eerlikwaar. En ek gaan na die skrif toe en ek kyk, ek sê, Here, dit kan mos nie wees nie. Wat is die? En ek worstel met hierdie, laat ek opstaan na die diens en ek vra, wie het hierdie skriffie in my Bybel gesit? Want ek het nie gesien wie dit was nie. Lo and behold, toe was die skrifverwysing was verkeerd. Die was net omgedraai. So, dit was nie met opset gewees nie. Maar dit wys jou hoe vinnig kan jy geaffronteerd wees as jy gee 'n woord vir iemand, maar in daai persoon se lewe op daai stadium, daar's nie koneksie met dit wat gebeur of gebeur het nie. En jy verstaan nie, maar
dit was iets gewees soos, ek kan nie onthou wat dit was nie. Maar dit was erg. Ek het daai hele diens sit ek daar so en ek wonder, Here, wat gaan aan? Wat is dit? Wie is dit? En ek weet nie wie dit was nie, want ek het regtig waar nie gesien nie. Dat ek eers na die diens moes gaan vra, die persoon wat hierdie brief hier vir my gegee het, kan jy my asseblief kom sien, want I don't know wat gaan hier aan. So, maar dis hoe vinnig dit kan gebeur, né? Jy dink jy opereer in wysheid en dan maak jy 'n fout met jou tydsberekening. En jy sit daai persoon eintlik maar in 'n slegter posisie as wat hy was. So, daai regte antwoord, daar's 'n bruggie. So luister help om jou om te bepaal of die gehoor gereed is vir daai mooi musiek. En as jy 'n wyse Bybelse waarheid aan iemand oordra en dis in die middel van 'n ou krisis en jy gee dit vir daai persoon sonder om te luister na hom of sy omstandighede, kan die waarheid eerder soos 'n aanval voel as wat dit vir daai persoon 'n troos is op die ou end van die dag. So om met liefde te luister is die empatie om te weet wanneer die wysheid as medisyne ontvang sal word eerder as sout wat in 'n wond gevry word. So om met wysheid te opereer, jy kan vir iemand iets gee wat vir hom soos medisyne is, wat hy het ervaar en ontvang as medisyne. Maar eintlik gee jy sout wat so in 'n wond, ons weet maar so werk dit, wat in 'n wond ingevry word. Jy kan maar gou daai dingetjie opsit, Gerard. Ek het net so 'n vinnige dingetjie opgetrek. Dit vat maar net alles saam. Dit is soos 'n wysheid en empatie kringloop. So wanneer jy met iemand in kontak kom en jy betoon empatie, jy laat toe dat jy iemand se pyn en lyding ervaar. Met ander woorde, jy connect met daai persoon. Dit gaan beteken dat jy gaan luister na sy storie. En as jy luister, laat jy toe dat die impak van daardie persoon se las, dat jy dit gaan verstaan. En dit gaan vir jou die wysheid gee om te help om te dra aan daardie persoon se las, en dit word in liefde gedoen, en daai drie saam, empatie, luister en wysheid, veroorsaak, is die resultaat is liefde. En daai drie werk saam om liefde, goddelike liefde daar te stel. So, dis maar net so vinnige uitbeelding wat ek daar probeer by mekaar sit het, dat die een kan nie sonder die ander nie. En as ons regtig waar, as kinders van die Here, in liefde teenoor ons medebroers en susters wil beweeg en opereer, dan moet ons empatie kan toon, ons moet kan luister en nie hoor nie, ons moet met wysheid van God af kan bepaal wat die regte tydsberekening is om enigiets te sê of te doen, en daai drie saam beteken dat jy in liefde in daardie persoon se omstandighede intree en verstaan dit waardeur hy of sy gaan. OK. Ja, Vader, in die naam van Jesus, Vader, baie dankie dat U tasbaar teenwoordig is vandag. Dankie dat ons U naam kan aanroep, Here Jesus. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dat U gekom het en dat U vir ons die versoening gebring het, Here, tussen mens en God. Dat U in liefde en in nederigheid en in empatie, Here Jesus, vir ons die perfekte voorbeeld was van wat dit is om met ons medebroers en susters in Christus te kan kommunikeer. Here, dat ons nie net sal hoor nie, en dat dit by die een oor in en by die ander oor uitgaan nie, Abba Vader. Maar Here, dat ons sal luister, aandagtig sal luister, met empatie sal luister, Here,
met liefde sal luister en met medelee sal luister, Here. Met intensie sal luister, Here, wanneer ons met iemand praat. Dat ons nie so lief sal wees, Here, vir ons eie stem, Vader, en dat ons net ons eie stempel wil afdruk nie, Here, maar dat ons sal toelaat, Vader, dat daardie persoon se stem bo ons in kom lê. Dat ons eerder sal luister wat daardie persoon op die hart het, Here, dat U, deur U Gees, my God, al die verskuilde seer en trauma en wat ook al, Here, aan die lig sal bring. En dat ons dan met goddelike wysheid, Here, sal opereer met perfekte tydsberekening, Vader, om eerder medisyne te gee vir daardie wond, Here, as om sout daarin te vryf. Dankie, Jesus, dat U vir ons die voorbeeld is en was nog altyd. En dat ons in totale afhanklikheid voor U kan staan vanoggend. En kan weet, Here, dat U die Gees van God die naprediker is, van elkeen van hierdie skrifte wat vanoggend gelees is, van die boodskap, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat dit op ontvanklike harte sal geval het, Here, dat ons 'n daadwerklike poging sal maak, Here, soos die gebed is vir die week, dat ons 'n nuwe konsep sal hê, Here, van om te luister as iemand praat. Nie luister, Here, wat om te antwoord nie. Nie luister, Here, om in die rede te val nie. Nie luister, Here, om die punt aan die einde van die sin te sit, sodat ek my sê kan sê nie. Here, maar om te luister na daardie persoon se hart. Om regtig waar in hom of haar se skoene in te stap en toe te laat, Here, dat die Gees van God kan werk. Ons loof U, Here, en ons prys U kosbare naam, en ons sê vir U dankie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen.